Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Ons lees uit Matteus 13, enkele verse. En op daardie dag het Jezus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. Groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad. Die voëls het gekom en dit opgeëet. Dit is dan tot en met vers 4. Dan later in Matteus 13, vers 19, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Geliefdes, is dit hoe jou hart is? Is jou hart soos die klipharde grond langs die pad? Die grond wat vertrap is, die grond wat droog is, die grond waar daar nie lewe is. Die oproep is, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Is jy deel van die gemeente? Dan word Sondag na Sondag die woord verkondig, maar jy glo nie. Jy hoor nie. Die oproep is, bekeer jy. Dit kan maklik deel wees van 'n plaaslike kerk of sê ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ons kan wees soos die saad, die grond wees, wat hard is en die saad het daar geval langs die pad. Die saad is die evangelie woord wat gebring word, wat verkondig word. Maar ons hoor nie. So 'n persoon in die Bybel is Judas Iskariot. Hy het vir 3 jaar by die Here Jesus geleer. Hy het die woord gehoor, die saad is gesaai. Hy het wonderwerke gesien, wonderwerke beleef. Maar die saad het nie gegroei nie. Die evangelie het nie inslag gevind nie. Hy het nie die evangelie aangeneem nie. Beteken nie dat die evangelie swak is nie, of nutteloos is nie. Nee, beteken dat sy hart kliphard was. Dit wys uit dat sonder Christus, sonder die Heilige Gees wat in jou en my hart werk, kan ons nie waarlik leef nie. Is daar nie geestelike lewe nie, is daar nie 'n verhouding met God nie. So jy kan dink jy kan deel wees van 'n plaaslike gemeente en Sondag na Sondag in die erediens sit, maar as daardie saad nie geval het en ontkiem en gegroei het nie, daardie evangeliewoord van verlossing en genade en vergifnis van sonde nie, en dat jou lewe verander het nie, en jou uitkyk nie, dan is jy verloor. Die ore het om te hoor, laat hom hoor. Kom ons bid. Here Jesus, werk ook so in ons hart. As ons hart kliphard is, as die saad gesaai is, op die droë pad, op droë grond langs die pad, vraat U asseblief in ons harte sou werk, dat daardie grond vrugbaar sou wees. Verander ons lewens in ons harte, dat ons U mag ken, en U mag lief hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.